Boere bid saam. Vriende, hartlik welkom by ons oordenking vanoggend. Ons skriflesing kom uit Handelinge hoofstuk 14. In Lystra was daar 'n man met 'n gebreklike voete. Hy was van sy geboorte af verlam en kon nooit loop nie. Hy het geluister terwyl Paulus praat. Paulus het stip na hom gekyk en gesien dat hy die geloof het om gesond gemaak te word. Toe roep hy na hom: "Staan regop, op jou voete." Die man het opgespring en hy kon loop. Toe die mense sien wat Paulus gedoen het, roep hulle in Lykaonies uit: "Die Gode het soos mense geword en hulle het na ons toe afgekom." Hulle het toe vir Barnabas Zeus genoem en vir Paulus Hermes, omdat hy die woordvoerder was. Die priester van die Zeus-tempel net buitekant die stad het bulle en blomkranse na die stadspoort toe gevat en hy wou saam met die mense offers aan die apostels gaan bring. Toe die apostels, Barnabas en Paulus daarvan te hore kom, het hulle klere geskeur en tussen die mense ingespring en geskreeu: "Mense, wat vang julle nou aan? Ons is maar net sulke mense soos julle. Ons bring vir julle die goeie boodskap dat julle hierdie sinlose gode moet laat staan en julle tot die lewende God moet bekeer, want dit is hy wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Hy het in die verlede alle nasies toegelaat om hulle eie koers te gaan, maar tog bekend gemaak dat dit is hy wat die goeie dinge gee. Hy het vir julle reën vanuit die hemel gegee en gereelde oeste. Hy het julle volop kos gegee en julle gelukkig gemaak. Maar selfs met hierdie woorde kon die apostels nauweliks voorkom dat die mense aan hulle offers bring. Toe het daar Jode van Antiochië en Iconium afgekom en die mense na hulle kant toe oorgehaal. Hulle het Paulus met klippe gegooi en hom uit die stad uitgesleep onder die indruk dat hy dood is. Maar daar het die gelowiges rondom hom kom staan en hy het opgestaan en weer die stad ingegaan. En die volgende dag het hy en Barnabas na Derbe toe vertrek. Ons lees vanoggend net tot sover. Vanoggend wil ek vir jou vra, oorweeg die volgende prentjie van God. Die inwoners van Lystra het 'n sekere prentjie gehad. Hulle prentjie van God was gewees soos een van 'n diensverskaffer. Met ander woorde, ek dien God om iets te kry van hom. En dan het hulle verskillende gode gehad. Een God dien ek en dan gee hy vir my gesondheid. 'n Ander God dien ek, hy gee vir my finansies. 'n Ander God dien ek, hy gee vir my goeie oeste. En so het hulle 'n velerlei van gode gehad wat hulle gedien het, maar eintlik was hierdie diens niks anders as 'n ruiltransaksie gewees, waar hulle diens gegee het aan hierdie godheid in ruil vir diens van die godheid. Maar Paulus kom en sê vir hierdie mense dat daar is 'n beter prentjie van God om te hê, want daar is een ware God alleen. Hulle moet hierdie afgode los en die ware God alleen dien, want hy is die skepper, hy is die reëngewende God, hy is die een wat genade gee. Maar die verskil is, ek dien hom nie primêr om iets van hom te kry nie, ek dien hom ongeag. Nou, wat staan die verskil tussen hierdie twee prentjies van God? Jy sien, die een prentjie is 'n diensverskaffer en in so 'n prentjie sê ek dien God om maar net sekere dienste van hom te ontvang. Of 'n beter prentjie om te hê sal wees die van 'n dinamiese verhouding om te sê ek dien God ongeag. So, as ons dit vanoggend meer huis toe bring, sou ons kon vra, maar hoe lyk jou prentjie van God? Het jy die prentjie van God as jou diensverskaffer? Ek dien God sodat hy aan my sekere guns moet bewys. Ek sal so af en toe miskien kerk toe kom, of ek sal miskien 'n bydrae lewer, net sodat ek kan verseker dat ek 'n goeie oes en genoeg reën hierdie seisoen sal hê. 'n Beter prentjie om te hê van God in jou verhouding met God sal wees een wat 'n dinamiese verhouding met God beskryf. Een waar ek sê, ek dien God ongeag, want ek dien hom nie om iets te kry nie. Ek dien hom uit liefde vir God en uit dankbaarheid uit. Maar die gevaar is dat my prentjie ook kan verander.
Sou dit nie kon gebeur dat ek en jy begin ergens in ons lewe, wanneer ons lewe aan die Here oorgee, wanneer ons ja sê vir Jesus, begin ons met 'n naby verhouding afhanklik van die Here nie. Maar dan gebeur dit dat dit met my goed gaan, dat ek suksesvol is. Mense sien op na my, dat ek hierdie suksesvolle boer is. En dan, wat gebeur? Ewe skielik, sonder dat ek dit besef of beplan, leef ek dalk nie meer so naby aan God nie. En sou ek maar net so af en toe nog kerk toe gaan, miskien bid, of dalk 'n bydrae gee vir die kerk, net om te probeer verseker dat God daarom ook my met guns sou behandel, asof ek in 'n posisie sou wees hoegenaamd om God te kon manipuleer. Die uitnodiging vanoggend vir my en jou is om nie langer tevrede te wees met 'n verkeerde prentjie van God nie. Want jy sien, ek en jy kan kom en sê, Here, ek kom bely dat terwyl dit met my goed gaan, het my verhouding met U al minder prioriteit begin geniet. En het my verhouding met U niks anders begin lyk as my verhouding met al my ander diensverskaffers op die plaas nie. Maar Here, ek wil nie langer meer U maar net dien om maar net iets by U te probeer kry nie. Ek wil U dien ongeag. Ek wil U dien ten spyte van, vanuit liefde, vanuit dankbaarheid. En jy sien, as dit gebeur, vriende, dan verander dit meer as net my prentjie, maar dit verander my hele lewe. Want om die Here liewer te hê as enigiets, gaan nie oor wat ek by hom kan kry nie, maar gaan oor hoe ek aan myself kan sterf, sodat hy kan meer word en ek minder. Om die Here te dien is soos Habakuk gesê, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewer nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Of miskien soos Daniël se vriende daar wanneer hulle in die vuur oond gegooi word om te sê, selfs al red ons Here ons nie uit hierdie oond nie, sal ons hom steeds dien. Dit is 'n dinamiese verhouding met God, om te sê, nogtans, ten spyte van, selfs al beland ek in die onmoontlikste plek, gaan ek steeds nie opgee op my geloof in die Here nie. Waar staan jy vanoggend? Het jy vanoggend die verhouding van 'n diensverskaffer, dat jy sê, maar in my verhouding met God kan dit maar eintlik beskryf word steeds as dat God, maar hierdie persoon is wat ek net dien, sodat hy aan my dienste kon lewer. Want jy sien, dit lyk tog so maklik, want ek en jy wil graag in beheer wees. Ek en jy wil graag die fokus wees dat mense na my kan kyk en sê, maar ek is 'n suksesvolle boer, met daai man moet ons rekening hou. Kyk hoe lyk sy boerdery, kyk hoe lyk sy koring. Dit is die een waarmee ek moet rekening hou. En dan, met my in die sentrum, met my sukses, dan word God maar net vir my nog 'n diensverskaffer, met respek gesê. Maar wat van 'n dinamiese verhouding, waarin ek en jy dalk vanoggend juis moet kom sê, Here, ek kom erken dat ek is nie in beheer nie. Ek kan U nie manipuleer vir guns nie. Dit gaan juis nie oor my nie. Ek kom gee juis oor, sodat U die fokus kan wees, dat U die eer kan ontvang, en dat ek op U kan vertrou. Want om oor te gee, is om te erken, Here, net U alleen, ongeag, ten spyte van. Want eers dan, as ek kan oorgee, wanneer ek uit die fokus is, en God in die fokus is, sy eer my grootste prioriteit is, dan maak jy ons Vader gebed vir my sin. Want dan begin my gebed nie meer met my behoeftes nie, maar my fokus is op wie God is, sy naam, sy heiligheid, sy koninkryk, sy wil. Dit is waar my fokus is. En as ek dan in 'n naby verhouding met God leef, wanneer my hart op hom gerig is, dan hoor ek, maar ek mag ook my behoeftes aan God bekend maak. Here, gee vandag ook vir my daaglikse brood, dat alles wat ek nodig het,
om God te kan dien. Daarvoor mag ek ook God vertrou. As ek terugdink aan my eie lewe, kan ek getuig God voorsien. Ja, God se sorg en sy voorsiening lyk heel moontlik anders as wat ek myself dit sou kon voorstel. Dit kom dalk op ander tye as wat ek dit graag sou wou hê. Maar God sorg, hy voorsien. As ek dink aan wat ek by julle hoor, hier op die plaas, dan hoor ek juist daardie refrein, hoe julle kan terugkyk na julle voorgeslagte en sien, daar was maklike tye, daar was moeiliker tye, maar God het julle deur dit alles gedra. Want jy sien, God wil hê dat hy jou eerste liefde sal wees, dat sy eer en sy koninkryk jou grootste prioriteit sal wees, en dat jy hom liewer sal hê as jou boerdery. Die uitnodiging vanoggend is om nie langer tevrede te wees met 'n verkeerde prentjie van God, waar God maar met respek gesê in die posisie van nog 'n diensverskaffer geplaas word nie. O nee. Die uitnodiging vanoggend is om 'n dinamiese verhouding met God jou prioriteit te maak, waar jy sê, ek wil God dien ongeag, uit liefde vir God en dankbaarheid teenoor hom. Ongeag hoe veilig die plek van 'n diensverskaffer verhouding vir jou dalk laat voel, want jy bly in die fokus van jou suksesvolle boerdery, wil ek vanoggend die ontnugterende stelling maak dat 'n suksesvolle boerdery alleen gaan jou nooit werklik kan bevredig nie. Ongeag hoe suksesvol jy is. As God maar net vir jou nog 'n diensverskaffer bly, gaan jy nooit werklik tevrede kan wees nie. 'n Dinamiese verhouding beteken om te sê, Here, ek wil 'n werklik betekenisvolle, 'n sinvolle lewe leef. Een waarin ek oorgee, waarin ek kom erken dat ek is nie in beheer nie, maar dat U die fokus van my lewe sal wees, dat U my sal verander om al meer soos U te kan word. Want daarin gaan ek die ware sin en betekenis van die lewe in Jesus ontdek. Omdat dit ons graag so maklik ongemaklik kom maak om beheer oor te gee aan God, dat hy die fokus is van ons lewe, selfs van ons boerdery, kan dit gebeur dat ons krampagtig vashou aan die verkeerde beeld van God as 'n diensverskaffer. Omdat ons nie eintlik wil verander nie, omdat verandering ons iets kos, omdat ons vra om ons gemaaksone te verlaat, om onsself prys te gee. Maar God nooi my en jou om die ware betekenis van die lewe in hom te ontdek, wanneer ek hom dien, ongeag ten spyte van. Terug by die teks. Die mense aan wie Paulus die evangelie verkondig het, hulle was nie bereid gewees om hulle verkeerde prentjie van God te heroorweeg nie, en daardie besluit het hulle lewe gekos. Nie net 'n aardse lewe nie, maar 'n ewige lewe saam met God het hulle uitgemis, want hulle was nie bereid om hulle verkeerde prentjie te verruil vir die werklike regte prentjie van Jesus wat Paulus aan hulle wil verkondig het nie. Moenie dieselfde fout maak nie. Moenie uitmis op die lewe wat God jou gee nie. Ons teksgedeelte bekom bevestig wees God. God is inderdaad in die taal van die teksgedeelte, die God wat goeie oeste en reën gee. Maar hy begeer om vir jou meer te gee. Hy begeer om jou homself vir jou te gee, sodat jy in 'n dinamiese verhouding met hom kan hê. Mag die getuienis oor ons geloof een wees wat sê ons glo in die God wat in staat is om goeie oeste en reën te gee. Maar selfs al doen hy nie, dien ons hom steeds, want ons het hom liewer as dit waarvoor ons hom vertrou. Mag dit die getuienis wees oor ons gemeente, oor ons gemeenskap, dat ons vertrou die Here. Ons vertrou die Here ten spyte van, ongeag. Want ons vertrou hom nie om iets net van hom te kry nie. Ons vertrou op hom, want ons het hom liewer as dit waarvoor ons hom vertrou. Maar ons glo in hom as ons goeie Vader, wat weet wat ons nodig het, aan wie ons behoefte mag
bekend maak, omdat ons ook weet, in die taal van ons teksgedeelte, is hy die God, wat goeie oeste en reën gee. En daarom bring ons met vrymoedigheid ons behoefte en sê, Here, wees ons vanoggend genadig. Amen.